ons doop vanoggend soos julle gehoor het en ons het so 'n bietjie, ek het met Gerko hulle en met Sumi gepraat oor die doop en wat die doop alles beteken ensovoorts. Want die een ding wat ons baie keer half mis met doop is nie net 'n ding nie. Ons het 2 sakramente. En 'n sakrament is 'n ding wat vanaf God gegee is vir ons. Dit kom nie van ons af nie. Dis 'n belangrike gedeelte wat ons moet onthou. Dis nie 'n ding wat van jou afkom nie. Dis 'n ding wat van God afkom. So God het die sakrament ingestel van die doop en die sakrament van die nagmaal. En hy het gegaan en hy het gesê, heel aan die begin, toe Jesus gedoop is, toe sê hy, hierdie doop, en God het dit so mooi beklemtoon, terwyl Jesus daar besig was om gedoop te word in die Jordaan. Want ons moet nou verstaan, hy was 'n Jood gewees, hy is besny, maar hy is nog nooit gedoop nie. En dan sê hy in hierdie Jordaan, en dan word hy gedoop, en dan gebeur daar 3 goeders. En dit is ongelooflik mooi wat gebeur daar, so is, Jesus staan daar so, en daar skyn 'n helder lig op hom. So eerste ding is, dit word verhelder. Dit is iets wat nie in die donker gebeur nie. Dit is nie iets wat jy wegsteek ergens hier, ek wil amper sê agterjaards nie. Dit is iets wat in die oopte gebeur. So die lig skyn op Jesus. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, daar kom 'n stem uit die hemel uit, hoorbaar, die mense het dit gehoor, wat gesê het, hierdie is my geliefde seun, luister na hom. Met ander woorde, dit wat hy sê, moet julle ter harte neem. Met ander woorde, hy gaan vir julle verduidelik wie ek is. Want Jesus sê dit ook aan die einde van sy bediening, en sê op 'n stadium vir die mense, ons gaan nou daarna raak, wat hy sê, hoe kan julle vra wie is God? Ek was dan die hele tyd hier by julle gewees, ek het vir julle verduidelik wie God is. En dan die derde ding is, dan kom die Heilige Gees, en die Heilige Gees in die vorm van 'n duif, of iets wat gelyk het soos 'n duif, en kom sit op Jesus, wat om dit te bevestig, om te sê, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is alles daar in een saamgevat, en met ander woorde, dis hoekom die doop daar is. So dis 'n belangrike gedeelte om te onthou. Dis hoekom ons nie groot voorstanders of hou daarvan om binne 'n tuin te doop nie. Want hoekom doen ons dit? Hoekom is dit nodig dat ons hier so sit en as getuies optree? Want ons moet mekaar help. Julle weet self hoe sukkel 'n mens net om kinders groot te maak. En die ander ding kom in is, hoe help ons mekaar om kinders groot te maak? Hoe help ons mekaar? Want een van die vrae wat ons vra op 'n stadium, ons gaan ons kinders laat onderrig en onderrig. En dis hoekom ons hier is. Ons help met die laat onderrig gedeelte. So met ander woorde, dis hoekom ons as gemeente hier is. So nou is die volgende ding is, as ons doop, en dis die een sakrament, wat is die nagmaal dan? Hoekom doen ons die nagmaal? En hierdie is 'n belangrike gedeelte, ons het nou die dag by 'n Bybelstudie daaroor gepraat. Hoekom doen ons nagmaal? Die doop, sy konsep is, waar ons ingesluit word in die goddelike familie, en waar ons geestelik skoon gewas word, die water probeer vir ons verduidelik, ons word skoon gewas. So, maar ons kan nie elke week gedoop word nie. So, en ons is verby die stadium wat ons bokkies en duwe en goeters doodmaak om dit te offer. So, hoe herdenk ons doop? Hoe herdenk ons die ding dat ons kan sê, ons is in Christus se familie ingeneem? Ons gebruik nagmaal. En as ons nagmaal gebruik, dan hernie ons doopbelofte elke keer. En ek dink is soveel mense wat dit mis. Want ons wil die hele tyd met allerhande goeders doen, en dan sê soos, nee, dis dood eenvoudig. God het dit vir ons eenvoudig gemaak. Voor Ou Testament was dit wette, duisende wette, wat ons moes nagekom het. Jy mag net soveel tree loop, en jy mag net dit doen, jy mag net dat doen. Ons het dit vir onsself so moeilik gemaak, dat jy eenvoudig net nooit in die hemel sou kom nie. Daar's nie 'n manier nie. En dan kom Jesus, en dan sê Jesus vir hulle, ek het gekom om die wet te vervul. Met ander woorde, ek maak al hierdie wette dood. Al wat ek wil hê is net een ding. Hê 'n verhouding met my. Dis al. En ons wil dit vermoeilik. Ons wil, in die groot woord is wettisisme, ons wil 'n klomp goeie sê, en as jy volgens daai goed kom, jy gaan nooit in die hemel kom nie. Daar's nie 'n manier nie. En dis nie wat God wil hê nie. God wil dood eenvoudig 'n verhouding hê met jou. Dis dit. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor vandag se preek gaan. Dis waaroor die doop gaan. Die doop gaan waar God sê, ek kom na jou toe. Nie jy na my toe nie. Ek kom na jou toe en ek nooi jou in
in my onmiddellike omgewing in. En dan is ons deel van dit. En so help ons mekaar met dit. So dis hoekom ons doop. Ons het besnydenis gehad, van die besnydenis af het dit oorgeloop in die doop in, en dan is dis waar ons vandag is. So ons hoef nooit weer terug te kyk na die ou weer nie. En ons as mense doen dit so baie, want ons wil probeer. Jy kan nie jou pad oopkoop hemel toe nie. Ek het die afgelope 3 weke, ek weet nie hoeveel gesprekke gehad rondom, maar hoe weet ek kan hemel toe gaan? Of hoe gaan 'n mens hemel toe? Waaroor gaan die geloof? En dis waaroor vandag gaan. Ons het vandag 'n baie eenvoudige preek. Vir dood eenvoudige rede is, ons moet daai vrae beantwoord. En wat is die antwoorde op dit? Een ding, 'n verhouding met die Here. So eenvoudig soos wat dit is. So dis hoekom ons vanoggend hier is om daai pragtige jong dametjie op te dra aan God en vir die ma en die pa te sê, hoor, ons gaan jou bystaan in tye waar dit moeilik is. Almal van ons, of baie van ons is daardeur. Dink gou by jouself, dit help nie, jy gaan sit in 'n moederskamer nie, want dit is soos die Spurs se play area, dis wild. So kom ons help mekaar om by die kerk uit te kom, om daai gemeenskap van gelowiges te beleef. Dis great om op die TV kerk te kyk, maar jy kry nie hierdie gevoel op 'n TV nie, daar's nie 'n manier nie. En dis hoekom God gesê het, waar 2 of meer in my naam vergader. Dis belangrik, want dan is ons besig om die Heilige Gees beter te beleef. God is hier, God daag nie op nie, hy's klaar hier, ons daag op. Ek het al te veel kere gehoor, toe God opgedaag het. Nee, God was nog altyd daar, is ons wat opdaag. Hy wag vir ons wag nie vir hom nie. Dis 'n belangrike gedeelte. So, as die doopouers en daai pragtige jong dame asseblief vorentoe kan kom. Dis nou waar almal gaan, Gerko, Sumi, ons het op 'n stadium gesels oor 'n klomp goeters en alles wat ons nou gesels het oor, en dan kom ons by die dood eenvoudig, die 3 vrae wat ons het is, ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in hierdie wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word. Met ander woorde, ons is eintlik veronderstel om almal hel toe te gaan. Maar as gevolg van Christus het hy vir ons losgekoop. So dis die eerste vraag. Tweede vraag is, bely julle dat die Ou en die Nuwe Testament, die Bybel wat ons het in die artikels van die geloof, soos dit daarin vervat is, soos wat ons dit hier leer by hierdie gemeente. Met ander woorde, daar's 'n klomp goed wat ons verwerp, wat ons sê dit is nie reg nie, want die Bybel sê dit is nie reg nie. So dit wat ons hier leer, dat dit die ware en die volkomme leer is van verlossing. En dan ten derdens beloof julle dat julle hierdie kind van wie julle pa en ma is, en na die beste van julle vermoë sal onderrig en laat onderrig. Wat is hart op julle antwoord hier? En dan julle as gemeente, beloof julle om hulle by te staan. En dis nie noodwendig om kos aan te dra aan sulke goeders nie, maar in gebed. Want julle weet, hoe sê ma's altyd, jy maak 'n kind op jou knieë groot. So, om hulle in gebed by te staan en om vir hulle te help om vir Ivan na die beste van hulle vermoë groot te maak in die Christelike weë. Wat is hart op julle antwoord hier? Kom hier, papa. Ja, sê. Mooi, lelike oom. Sê. Ivan Nortier, ek doop jou in die naam van God die Vader, Jesus Christus, sy Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Maak net so. Dames en here, julle nuutste lidmaat, Ivan Nortier, ek was gee hulle lekker aan. Ons gaan nou net namens die gemeente vra vir Penna, om vir hulle 'n doopbybel en 'n doopsertifikaat te gee.
Okay, soos julle gehoor het, gaan ek bietjie vandag praat oor Christendom. Wat is Christendom? Hoekom doen ons dit? Waar kom dit vandaan ensovoorts? Maar dit gaan regtig, ek praat altyd van ek gaan 'n dumb down version doen van dit. So as jy jou Bybel by jou het, blaai vir ons so lank na Johannes 3 vers 16 toe. Ons gaan letterlik daai een versie doen. En ek dink teen hierdie tyd ken almal dit al uit hulle kop uit. So ek wil net bietjie verduidelik waaroor gaan dit en hoekom ons dit doen en waar dit van hoekom is dit so 'n belangrike vers in ons Bybel? Want ek dink dis seker een van die verse wat die mees bekendste, hoop nou nie ek sê dit verkeerd nie, mees bekendste vers is wat bestaan. Jy kan vir enige iemand vra, wat staan in Johannes 3 vers 16, as hulle nie lekker weet nie en jy begin so want, dan sal hulle die res vir jou kan sê. Soos ek sê, ek het 'n klomp gesprekke gehad met mense en dan is die vraag, wat is Christendom? En dis hoekom ek Johannes 3 vers 16 gebruik het, is Nikodemus kom by Jesus. Nou Nikodemus is hierdie ou wat veronderstel is om te weet alles van die Bybel af, daai tyd. Hy was hierdie hoë op Fariseer gewees, wat 'n klomp goeders geweet het, en 'n klomp goed geken het van die Bybel, en dan kom hy met Jesus in aanraking, en dan is dit so asof hy voel asof hy niks weet nie. Dis so half, alles wat Jesus besig is om te verduidelik, wat hy veronderstel is om te weet, weet hy nie. En dan vra hy in effek vir Jesus, maar wat is Christendom? Dis sy vraag. As jy daai gedeelte gaan lees, Johannes 3, dan lees jy van vooraf, dan sit Nikodemus wat vir Jesus in die geheim ontmoet, bo op 'n dak ergens in die donker, en dan praat hy met Jesus. So dis die voorloop na Johannes 3 vers 16, toe is Nikodemus wat vir Jesus vra in effek, wat is Christendom? So wat beteken Christendom? As jy dit moet verduidelik aan iemand, en iemand vra vir jou, jy sê jy's 'n Christen, wat is dit? En dis hoekom ek dit reeds gebruik vir vandag by die doop, want op 'n stadium gaan Iwa dalk vir julle vra, hoekom is ek gedoop? Julle, hierso word kinders gedoop, wat beteken die doop? Waar kom dit vandaan? En eendag, of dit het al dalk met jou gebeur intussen, vra iemand vir jou, wat glo jy, of waarin glo jy, en hoekom glo jy dit? So ergens gaan dit op 'n stadium in jou lewe gebeur. Wat glo jy, hoekom glo jy, waarom glo jy dit? So, ek sê altyd vir die kinders, let's dumb it down. So kom ons maak dit so eenvoudig as wat ons dit kan maak, dat die heel kleinste kindertjies dit kan verstaan. En dis die volgende. Christendom is dood eenvoudig 'n uitnodiging. So as ons sê, dis 'n uitnodiging, is dit die volgende. Dis dood eenvoudig hierdie. RSVP. Dis wat Christendom is. En as jy al ooit so 'n ding gekry het, soos daai wat jy daar sien, dan is dit ergens wat jy genooi word na een of ander gewone troue, of 'n baie fancy diner of 'n ding, dan kry jy so 'n ding in die pos. En het julle al agtergekom, dis altyd die mooiste papier, wat toegedraai is met een of ander boompie of 'n palmtakkie of 'n ding wat daar teen die Pyreneese bergholtes gegroei het, wat hulle moes gaan pluk het en vasgemaak het met 'n lyntjie en daai seël wat opgesit. Dis die mooiste ding wat by jou opdag, en dan kry jy hierdie ding wat sê, kindly RSVP before this and this date, en dan is dit deur iemand gestuur. So as jy hierdie kry, verwag jy dit al klaar. Dis nie net iets wat in die pos opdaag nie. Iemand het met jou gepraat en vir jou gesê, hoor, ons het vir jou 'n uitnodiging gestuur. Ons het vir jou 'n ding gestuur wat vir jou sê, hoor, so ons wil hê jy moet na iets toe kom. So daar's 'n paar goeters wat ons nou oor gaan praat, wat hierdie kaartjie vir jou sê. En hierdie kaartjie sê vir jou die eerste ding. RSVP. Nou waarvoor staan RSVP? Dis Frans, wat sê, réponse s'il vous plaît. Antwoord asseblief. Met ander woorde, kom jy of kom jy nie? Dis die eerste ding. Réponse s'il vous plaît. En dan sal dit vir jou sê wie dit is. Nou hierdie ene, as ons dit so 'n bietjie groter maak, sal julle sien, daar is Mian Oliver wat dit nou uitgestuur het. Ek het sommer een afgetrek van die internet af. So met ander woorde, dis Mian Oliver wat hierdie uitgestuur het. En dan is dit een of iets anderste wat gaan gebeur daar op die 10de Mei. En as jy hierdie ding gekry het en jy ken vir Mian Oliver, weet jy waaroor dit gaan. So dis die belangrike gedeelte van dit. Wat is Christendom?
Christendom is dood eenvoudig 'n uitnodiging na een of iets anders toe. So dit sê vir jou, kan ons jou verwag? En die punt rondom dit is, dit gaan nie oor kom jy of kom jy nie, dit gaan daaroor is iemand het aan my gedink. Want jy stuur dit nie vir almal uit nie. Die van julle wat besig is met troureëlings of al die afgelope tyd troureëlings gehad het, dis een van die grootste kopsere, is wie nooi ons? Julle al agtergekom? Want oupa en ouma en pappa en mamma wil die klomp mense nooi en daai klomp en daai tannie het ek nog nooit eers van gehoor nie, maar hulle moet kom. En dan sit hierdie en dis die probleem wat baie keer gebeur nou. So wie nooi ons? Maar as ek hierdie uitnodiging kry, dan word ek uitgenooi na 'n sekere ding toe. En soos hulle het aan my gedink. So met ander woorde, ek was deel van hulle beplanning. Nou die vraag is, as ek sê Christendom is 'n uitnodiging, dan wat 'n uitnodiging is dit? Dis 'n uitnodiging om na God toe te kom. Kom, wat ons nou hier gedoen het, wat ons vra, beweeg in God se teenwoordigheid in. Dis dit. Is nie so moeilik nie, dis dit. Jesus wil 'n verhouding, God wil 'n verhouding, die Heilige Gees wil 'n verhouding met jou hê. Dis wat die uitnodiging is. Gaan jy môre weer die uitnodiging kry? Ek weet nie. Jy weet nie. Want môre is jy dalk nie meer hier nie. Want sien, dis die probleem met hierdie goeders. Is ons weet nie of ons môre hier is nie. Jy kan hierso doodgaan. Jy kan op pad huis toe doodgaan. Iets kan gebeur en jy kan nooit weer die uitnodiging kry nie. So my raad sal wees, aanvaar die uitnodiging terwyl jy nog lewendig is. Dis half makliker. Want as jy dood is, gaan jy nie kan respond nie. En aanvaar dit so gou as moontlik. So gou as moontlik as wat jy die uitnodiging kry. Hierso staan ek vandag en ek deel vir almal RSVP's uit. En ek sê God nooi jou vandag om in sy teenwoordigheid in te stap. Baie van ons het al, baie van ons is al daardeur en baie van ons moet half net weer herinner word daaraan. So kry ons môre weer die uitnodiging? Ek weet nie. So aanvaar dit vandag. In enige uitnodiging, as jy kyk na enige uitnodiging, is daar 3 goeders op die uitnodiging wat uitstaan. Eerste een is, van wie af is dit? Tweede een is, aan wie is dit? En die derde ding is, oor wat gaan dit? So enige ding wat jy kyk, kan jy kyk. Dis van wie, aan wie, waaroor gaan dit? As jy dink, is daai 3 goed altyd op die uitnodiging. So ons het daar 3 versies half in die Bybel, wat vir ons dit sê, en vir ons sê, hoor hierso, maar ek wil vir julle verduidelik waaroor gaan dit, en ek wil vir julle sê, wat dit is en wat dit nie is nie. En is hierdie gedeelte. Hier is ons RSVP. Hier is ons ding, wat God vir ons uitstuur. Johannes 3 vers 16. Eerste vraag, eerste ding is, RSVP. Met ander woorde, antwoord op hierdie. Gaan jy hierop respond of nie? Gaan jy sê ja, ek aanvaar dit of nie? So die eerste vraag is, van wie af is dit? Want so lief het God die wêreld gehad. Die uitnodiging kom van God af. Niemand anders te vaar dit nie. Hy stuur vir jou daai uitnodiging. En hy het daai uitnodiging vir jou gestuur in die vorm van Jesus Christus. Wat hy aarde toe gestuur het en gesê het, hier is my uitnodiging om my beter te leer ken. En 'n paar duisend jaar later het ons nie meer vir Jesus nie, maar ons het die Bybel. So dis ons volgende ding waaruit ons kan werk. So van wie af is dit? Van God. Aan wie? Die wêreld. Die hele wêreld kry die uitnodiging. Dis nie 'n selektiewe groep mense nie. Dis nie net 1 of 2 mense nie. Dis vir die hele wêreld. As jy bereid is om daai stap te neem, dan kan jy dit aanvaar. Al wat jy hoef te doen is jy hoef net te tik en te sê ek kom. Niks meer nie.
Want God sê vir jou, ek sal jou lei, ek sal vir jou die pad wys. Hier's 'n klomp mense wat hierso sit, wat Bybelstudies doen. Hier's 'n klomp mense hierso wat sit, wat help met dit. As jy probleme het met dit, ons het 'n open door policy, ons predikante, en ek sê dit weer, as jy dit gemis het ergens, as jy met my of met Gerard wil praat, tel die telefoon op en bel. Ons antwoord nie noodwendig dadelik nie, want ons is dalk besig, maar ek sal jou terugbel. Op 'n stadium sal ek jou terugbel. En dan sê jy net vir my, Morney, ek wil met jou praat. Hier's 'n klomp goed wat my pla. Ek kom. Dit is ons policy hier by Moreesburg. So ons sal opdag. Met ander woorde, God gee dit vir die hele wêreld. Hy sê vir jou, van wie af kom dit? Van my af, van God af. Na wie toe gaan dit? Elkeen van julle. Waaroor gaan dit? Elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis waaroor dit gaan. God wil nie een persoon verlore laat sien gaan nie. Nie een nie. Hy sê vir ons, hierso is die uitnodiging. Eenvoudig. Ek wil nie meer of minder van jou hê nie. Al wat ek wil hê is, kom na my toe. Kom staan in my teenwoordigheid sodat ek vir jou kan help. So, kom ons breek nou daai stukkie wat ek nou vir julle gesê het net so 'n bietjie op. So van wie af kom dit? Van God af. Ek dink ons vra baie keer die verkeerde vraag. Het julle al gehoor, ons probeer baie keer vir God uitredeneer, en dan is dit net eenvoudig, jy kan nie God uitredeneer nie, want God is totaal en al bokant ons vuurmaakplek. Jy kan nie hom verstaan nie. Dis soos mans baie keer voel oor vrouens. Ons is net lief vir hulle. So met ander woorde, dis hoe ons met God moet werk. Wees lief vir hom. Hou op om hom te probeer verstaan, want jy gaan nie kan nie. Want vra soos in, maar hoekom gebeur goeie goed met slegte mense en slegte goed met goeie mense? Ons weet nie. Ek kan vir jou die dood eenvoudige antwoord gee wat die Bybel vir ons gee, sonde. Maar ons wil nie daai antwoord hê nie. So wat is die volgende ding is, nee, dood eenvoudig, dit is, so, kom ons vra die regte vraag. Wat is een van die regte vrae om te vra? Wie is God? God is daar, hy is lief vir ons. Hy het gespreek en alles het gebeur. God was van die begin af daar, hy was voor die begin af daar. Hoe dit gebeur het, verstaan ons nie. Maar God spreek, hy praat alles in existence in. Hy spreek en dis daar. God se grootste openbaring oor homself is om Jesus te stuur. En Jesus sê dit op 'n stadium vir almal. Hier's God. Jy vra hoe lyk God? Jy vra hoe is God se karaktertrekke? Jy vra hoe tree God op? Hier's God. Ek is God. Want hy's deel van die Triniteit. Drie saam met mekaar. Met ander woorde, hy's deel van die Triniteit. Hy verduidelik vir die mense en hy's raak op. Ek sal nie sê hy raak kwaad vir sy disippels nie, maar op 'n stadium vra sy disippels vir hom, wat ek net nog gesê het, hoe lyk God? Dan sê hy maar, ek was nog die hele tyd by julle. Hoe weet julle nie hoe lyk God nie? So hier's die antwoord. Hoe lyk God? Soos Jesus. En ek wil amper sê, maak die volgende sin klaar. God is liefde. Dis nie moeilik nie. As jy enige iets in hierdie wêreld met liefde verf, dan lyk dit anders. Daai persoon vir wie jy so kwaad is, verf liefde oor dit, dan lyk kyk hoe lyk dit. Kom ons begin dink, hoe gaan ons 'n sekere situasie hanteer? Verf liefde oor dit, lyk dit anders. Liefde is die antwoord, elke keer. God is liefde. Hy sê, dit is sy hoofeienskap. Dis wie hy is. God is liefde. Die uitnodiging is dus van Jesus af, van God af. Dan kom ons by die tweede punt. Aan wie? Die wêreld. Wat ons nou net gesê het. Elke persoon in die wêreld. Nie iemand anderste nie, elke liewe persoon. Elke persoon wat daar buitekant is, het daai uitnodiging gekry. Die vraag is, aanvaar jy dit of nie? Die hartseer gedeelte is, daar's mense wat dit eenvoudig net nie aanvaar nie. Maar weet jy wat, ek hou eerder van hoe my lewe nou is, want sien, dis die probleem, as jy iets wil hê, moet jy iets anders te opgee.
Dink gou mooi in jou lewe. As jy geld wil hê, gee jy tyd op. As jy geld wil hê, gee jou familie op. Dit hang af hoeveel jy wil hê. Want dit is gelyk aan mekaar. Jy kan nie by die huis sit en hoop geld rol in nie. Jy moet uitgaan om dit te gaan haal. 'n Pel vir my sê altyd geld lê in die strate rond, ons moet dit net vat en dit gaan skep. En dis die waarheid. Maar jy moet weet, as jy 'n familielewe wil hê, gee jy geld op. As jy dit is gelyk aan. Alles is gelyk aan. So met elke persoon in hierdie wêreld kan dit aanvaar of nie aanvaar nie. Dan die derde punt is, waaroor gaan die uitnodiging? Ons het nou net gesê, vir ewige lewe. As ons die Bybel vat, en ek weet nie wie het die telling gedoen nie, maar daar is plus minus 800,000 woorde in die Bybel. En wat, as ek dit nou moet weer, let's dumb it down, as ek vir jou moet sê, wat staan in die Bybel, as ons dit moet vereenvoudig, en ek eenvoudig het nou bitter baie, dis nie so eenvoudig nie, maar ons maak dit maklik. As ek dit moet vereenvoudig, wat is daar? Wat is die 3 goeders wat ek uit die Bybel uit kan haal? Vergifnis van die verlede, 'n nuwe lewe vandag, en 'n hoop vir die toekoms. Dis die 3 goed waaroor die Bybel is, as jy dit wil regtig boil down. Vergifnis van die verlede, nuwe lewe hier vir vandag, en 'n hoop vir die toekoms. Dis die 3 goed waaroor die Bybel min of meer gaan. Dis die 3 prinsipe. So as ons die eerste een vat en ons sê vergifnis van die verlede. Jy en ek weet albei, hierdie wêreld is ongelooflik vol probleme. Klomp goeters wat ons eenvoudig net nie weet hoe ons dit gaan oplos nie. Dis simptome van sonde. Dis simptome van goeters wat gebeur het. En wat doen ons baie keer? Ons behandel net die simptome. Ons behandel nie die siekte nie. As jy aanhou om die simptome te behandel, gaan die simptome bly voortkom. So tensy ons by die wortel van die probleem kom, gaan ons bly siek wees die hele tyd. Hoe gaan ons dit regkry? Wat is dit? Wat is die wortel? Ek weet ma's is altyd meeste ma's wat ek ken, is al vreesbevange om die kinders by die pa te los. As hulle weggaan ergens heen, want kyk, ons het mos die interessantste maniere hoe ons kinders kan besig hou mee. So wat, een pa word gevra, hoor jy, ek moet ergens heen gaan, pas jy die kind vir ons op, en die kind is daarom 'n bietjie groter, so 5, 6, en die pa dog by homself, hy het nog 'n paar goeders wat hy wil doen, so, en hy krap aan 'n huisgenoot, en hy kry so 'n lekker groot wêreldkaart, hy gryp 'n skêr, en hy begin net sulke stukke knip, en hy gooi dit daar op die glastafel neer, en hy sê vir die dogtertjie, sit die wêreldkaart weer aan mekaar, en as jy klaar is daarmee, dan kom roep jy my, want nou het ek mos lekker baie tyd om te gemaak wat ek wil. En so, 20 minute later kom die dogtertjie terug, en sê, papa, ek is klaar, ek het die wêreldkaart terug aan mekaar gesit. Hy sê, dis mos nie moontlik nie. Hoe kan jy in 20 minute hierdie ding aan mekaar sit, want dis regtig 'n klomp klein stukkies en so aan. En toe hy daar kom en hy kyk na die wêreldkaart, is dit 100% reg, en hy sê vir haar, hoe het jy dit reg gekry? En sy sê, kom lê gou onder die tafel, en sy gaan lê onder die tafel, en toe opkyk, is daar 'n man en 'n vrou wat hande vashou. So sy sê, papa, ek het geweet, as ek die man en die vrou aan mekaar kan sit, kan ons die wêreld aan mekaar sit. Hoor gou mooi, as ons die man en die vrou aan mekaar kan sit, kan ons die wêreld aan mekaar sit. As ons Adam en Eva aan mekaar kan sit, kan ons die wêreld aan mekaar sit. Want dis waar die probleem gekom het. Toe daai verhouding gebreek het, tussen man en vrou, want dis die eerste verhouding wat gebreek het, en toe breek die verhouding met God. As ons dit aan mekaar kan sit, as ons weer daai brug kan slaan tussen die mens en God, dan sal dit beter gaan. En ons het dit gedoen, nie ons nie, God het dit gedoen met Jesus. Ek wil hierdie stukkie lees, dit is vir my so mooi. Die hart van die menslike probleem is die probleem met die menslike hart. Hoor gou mooi, die hart van die menslike probleem is die probleem met die menslike hart. Nou gesê, as ons harte ondersoek, is daar liefde in of nie? Want ek sê dit, en ek sal dit nog 1 miljoen keer sê, as jy regtig God aanbid, is jy nederig. Ek het nog nooit iemand geken, of
tot dusver ontmoet wat regtig 'n goeie pad saam met die Here stap, wat nie nederig is nie. Daar's 'n verskil tussen om 'n goeie selfbeeld te wees, te hê en nederig te wees. En dis vir my belangrik hierdie hele ding van jou menslike hart. Hoe is jou menslike hart? Want as jou menslike hart geconnect is met God se hart, dan tree jy anders te op teenoor mense. Dan tree jy anders te op teenoor jou vyand. Tree jy anders te op teenoor mense wat niks aan jou of vir jou kan doen. So hoe moet ons mekaar hanteer? Ons moet kyk na ons hart. Dis hoekom ek laas jaar gesê, die hele jaar was dit gewees, ons hart. Ons moet hierdie kliphart uithaal en 'n hart insit wat klop vir God. Niemand kan ons help hiermee nie, net God kan. Daar's nie iemand anderste wat jou kan help nie, net God kan. Ons kan mekaar bystaan, ja, maar net God kan ons help. As ons nie Jesus se hulp kry met hierdie nie, gaan dit nie werk nie. Die tweede punt van die laaste punt is nuwe lewe hier vandag. Ons gaan nuwe lewe kry hier vandag. Om Jesus in jou lewe te hê is soos om Jesus in jou geestelike kar te hê. Almal van ons het 'n geestelike kar, want ons is almal op pad ergens heen. Maar hier's die probleem. Baie van ons stop hier by die kerk en dan maak ons die boot oop. Sê hierdie nou met respek. En dan sit soos in, okay Jesus, jy kan nou maar uitklim, ons is nou by die kerk, dis nou jou tyd. So dan gebruik ons Jesus hier in die kerk en dan kom ons buitekant, dan maak ons die boot oop en sê vir Jesus, raai klim weer in, ons sal volgende Sondag sal ons jou weer uithaal. Dink gou mooi, ons ken baie sulke mense. Jesus is net 'n Sondag Jesus. Die res van die lewe lyk heeltemal anders. Mense sal nooit sê daai ou het ooit al gehoor van Jesus nie. Maar Sondag haal ons hom uit die boot uit. Dan trek ons pel vir myself altyd, dan trek ons moois aan en dan kom ons kerk toe, want dis wat ons doen. En dan die volgende ou is soos nee, Jesus is nie in die boot nie, Jesus is op die agtersitplek. Hy ry saam met my. So hy's 'n passasier. Jesus is jou passasier. Hy het nie regtig sê nie, hy's 'n passasier. En as die volgende ou, nee, Jesus is nie 'n passasier nie, hy sit langs my. Want hy's my confidant, hy's my metgesel op my pad vorentoe. Kan julle sien waartoe gaan ek met hierdie storie? So wat is die volgende punt? Die volgende ou sê, nee, Jesus is aan die stuur. Nou is my volgende vraag, is jy 'n backseat driver? So dogtertjie wat vir haar pa gevra het, "Pappa, hoe het jy bestuur voordat jy 'n mamma getroud was?" Sê ons vir Jesus waantoe om te gaan. Jesus wil links draai en dan sê, nee, Jesus, ons kan nie vergifnis toe gaan nie. Ek kan nie hierdie ou vergewe nie. Of ons wil regs draai, ons wil gaan na vrygewigheid toe. Nee, Here, ons kan nie op vrygewigheid se pad gaan nie, want ek kan nie dit doen nie. Verstaan, nou is ons backseat driver. So Jesus probeer vir ons help. Maar dan wil ons nie hê nie, want ons wil vir hom verduidelik om te ry. Ons wil sy GPS wees. So, hoe lyk jy as geestelike boom? Dra jy vrug? Goeie bome dra goeie vrugte. Slegte bome dra slegte vrugte of geen vrugte nie. So eenvoudig, dis 'n Bybelse sienswyse wat vir ons sê, die vrug van die Gees. Met ander woorde is liefde, vreugde, vrede, al daai goedes. Ons gaan nooit by dit alles uitkom nie. Verstaan my mooi. Daar's nie 'n manier nie. Terwyl daar taksies op aarde is, gaan ons nooit by dit uitkom nie. Jy moet op 'n stadium, ek wil beter wees as wat ek gister was. En nog beter môre. Dis wat ons probeer bereik op 'n daaglikse basis. Want ons sukkel baie keer met daai ding van soos, "Jesus, maar ek het nou weer gister so aangejaag." Gister is gister. Gister is verby. Kom ons probeer net beter wees vandag. Probeer nader aan die Here beweeg. Hoe nader ons na God toe beweeg, hoe liewer raak ons vir God, hoe meer tyd wil ons in God se teenwoordigheid spandeer en hoe meer wil ons soos God raak. Dis soos as jy vry na 'n meisie. Jy wil meer tyd saam met haar spandeer, hoe meer tyd jy saam met haar spandeer. Presies dieselfde met God. Hoe meer tyd ons saam met God spandeer, hoe meer tyd wil ons saam met God spandeer. Dis so eenvoudig soos dit.
En jy sal dit agterkom, met Bybelstudie is dit baie. As jy, en daar's 'n verskil tussen Bybel lees en Bybelstudie. Bybelstudie is waar jy reg jou Bybel vat en wat jy intens begin 'n navorsing doen oor die stukke wat jy lees. Want dan begin dit interessant raak. Dan begin jy agterkom, ek het hierdie nog nooit raak gelees nie. Hoeveel keer het ons al oor stukke gelees en dan lees ons totaal en al oor dit. Ons het dit nooit gesien nie en dan wys iemand vir jou daai een stukkie uit en dan is dit soos 'n wow. Hoe het ek dit gemis? En dan die laaste een is 'n hoop vir die toekoms. As Jesus vir ons hierdie kaartjie gee, as God vir ons hierdie kaartjie gee, hierdie kaartjie wat ek vandag vir julle gee, wat is Jesus se opinie oor daai kaartjie? En hy sê dit vir ons en hy stel dit baie eenvoudig. Hy sê, ons reis op een van twee paaie. Ek en jy reis op een van twee paaie. Wat sê die Bybel? Die nouweg en die breëweg. Ons reis op een van twee paaie. Jou besluit, het jy die kaartjie getik of nie? As jy nie het nie, breëweg. As jy het, nouweg. Ons gaan deur een van twee deure. Ons dien een van twee meesters. Dink mooi daaraan. Jy dien een van twee meesters. Jy kan nie twee meesters dien nie. Jy dien een van twee meesters, wat dit ook al mag wees. Ons bou ons lewens op een van twee fondasies. Nie fondamente nie, fondasies. Hoeveel voorbeelde gee die Bybel ons van dit? En dan die laaste een is, ons is op pad na een van twee bestemmings toe. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat se fancy kar jy ry, of wat se krok jy ry nie, jy's op pad na een van twee destinasies toe. Jou eindpunt is een van twee. Daar's nie 'n derde opsie nie. Daar's een van twee. Met ander woorde, wat is Christendom? Christendom is 'n uitnodiging. Aan wie? Ek en jy. Van wie? Van God. So eenvoudig soos dit. Soos ons teruggaan na hierdie gedeelte. Dan kan ons dood eenvoudig sê, hoi, ons haal hierdie uit. Hierdie gedeelte gaan ons nie gebruik nie. So dit kom nie van Mia en Oliver af nie, dit kom van God af. Daarso is ons uitnodiging. God stuur vir jou hierdie uitnodiging. Volgende gedeelte. Reply by when. Sal daai uit? Vandag. Nie môre nie, nie oormôre nie, vandag. Wat antwoord jy? En hierso is dit uit en uit op jou. Gaan jy hierdie sê? Gaan jy sê ja? Of gaan jy sê nee? Dit is nog steeds in jou hande. Gaan jy die ja tik? Of gaan jy die nee tik? 100% in jou hande. God forceer jou in niks in nie. Hy wil ongelooflik graag 'n verhouding met jou hê. Maar hy klop aan die deur. En as jy die deur oopmaak, gaan hy vir jou die RSVP gee. En hy gaan vir jou sê, my kind, ek wil so graag hê dat jy die res van eternity in my teenwoordigheid spandeer. Maar jy moet die besluit maak. Ek gee vir jou hierdie respons. Ek gee vir jou hierdie ding. My vraag is, wat is jou antwoord? Jou antwoord op hierdie hele ding rondom dit. Vandag. Daar's dalk nie 'n môre nie. Jy moet vandag besluit. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê vir U liefde, vir U genade en alles wat U vir ons doen. Here, en ons wil vir U vra om ons te help om hierdie besluit te maak. Om te kan sê, Vader, ek wil my lewe aan U oorgee. As ek dit nog nie gedoen het nie, of al het ek dit gedoen, dan wil ek dit hernie. En dit is nie nodig vir al hierdie grand goeders van mense wat vorentoe kom en ons kniel hier en huil en al sulke, ja, dit is tussen my en U. Dis waaroor dit gaan. Ek hoef hierdie nie te doen vir show nie.
Ek hoef hierdie te doen vir u. Ek doen dit vir my om vir altyd by u te kan wees. Dis die rede hoekom ek dit doen. Geen ander rede nie. Amen.